Goeiedag en baie welkom by sessie 15 van module 4, waar ons nadink oor die gebed van 'n disipel of 'n lewe van gebed. Nou in hierdie sessie wil ek bietjie praat oor die rol wat ons gedagteprosesse speel in ons gebedslewe. Ek dink almal van ons weet hoe maklik dit gebeur dat daar sekere goed is wat ons baie erg irriteer of omkrap, aanmerkings wat ons hoor, opmerkings, kritiek of wat ook al. En baie keer die oomblik as jy so iets gehoor het, veral as dit van iemand kom wat naby aan jou is, of miskien iemand met wie jy nie 'n goeie verhouding het nie, wat ook al, dat jou gedagtes begin hardloop met jou. En hoe jy in jou kop gesprekke aan die gang kan sit, en daardie persoon op sy of haar plek sit, of dink aan wat jy moes gesê het, en wat jy eintlik sou gedoen het, en wat jy volgende keer gaan sê. En dit kan 'n mens vir 'n paar dae lank besig hou, afhangende van hoe erg dit jou ontstel het. Nou ek glo, as ons begin verstaan waaroor dit gaan regtig in die lewe, en hierdie goed waarmee ons nou al lank besig is in disipelskap, en dit wat ons vroeër in module 1 oor die selfies gedeel het, dis maar dit wat getrigger word, waar daar een of ander reaksie vandaan kom, dan begin ons verstaan dat daardie mense wat so 'n invloed op jou het, eintlik deur God gebruik word om jou bewus te maak van iets binne jou wat aandag nodig het. Die probleem is nie daar buite nie, dis hier binne. Dis iets hier binne wat nog nie gesond is nie. En sodra mens begin agterkom hoe God werk, dan besef jy, maar hy gebruik ook sulke mense wat irriterend is, om jou bewus te maak van dit wat in jou moet verander. Nou hierdie hele ding rondom ons gedagtes en hoe gedagtes 'n rol speel, is ook iets wat die woestynvaders al agtergekom het. Julle sal onthou dat ek gesê het, hulle het hulle teruggetrek in die woestyne, omdat hulle nie hulle self kon vereenselwig met die vervlakking wat in die kerk daardie tyd plaasgevind het nie. En hulle wou hulle afsonder van sekere goed in die wêreld. Maar wat hulle agtergekom het, is dat baie van die goed waarvan hulle wou wegvlug, het in hulle gedagtewêreld saam met hulle in die woestyn ingetrek. En hulle het nog altyd 'n stryd gehad met gedagtes. En toe het hulle mettertyd agtergekom, alles begin by 'n eerste gedagte. As jy dan aandag gee aan daardie eerste gedagte, dan kom daar nog 'n gedagte, wat lei tot 'n volgende gedagte. En so word dit 'n reeks van gedagtes, wat kan aanleiding gee tot gesprekke in jou kop. En as daai gedagtes toegelaat word om met jou op loop te gaan, dan is dit later soos 'n trein van gedagtes, wat lank aan die gang bly, en dan bly dit nie net by gedagtes nie, want gedagtes wat so in jou kop rondmaal, lei tot emosies, wat sterk kan raak, en jy baie begin voel, maar hier moet ek iets aan doen. En as jy daardie emosies toelaat om deel te bly van jou, dan begin dit oor te gaan in begeertes. Die emosie maak dan dat jy 'n sterk begeerte kry om iets hieraan te doen, miskien iemand terug te kry, of iemand terug te betaal, of wat dit ook al mag wees. En dan sê hulle, kan dit nog verder lei tot 'n passie. Jy raak passievol oor hierdie ding. Jy moet iets daaraan doen. En toe het hulle 'n bietjie gedink oor die ding, en vir hulle self afgevra, maar waarom dit toelaat? Waarom wag vir hierdie hele proses om af te speel totdat dit 'n passie word? Want die oomblik as daardie ding binne jou 'n passie geword het, dan is jou vermoë om daarteen te stry, so te sê, nul. En daarom het hulle gesê, ons moet leer, en elke kind van God moet leer, om te waak oor hulle gedagtes, en aandag te gee aan daardie eerste gedagte, net na die trigger gekom het. Daai gedagtes wat in jou kop inkom, wat jou ontstel. Dadelik vir jouself te vra, waar kom hierdie gedagte vandaan? Wat is die oorsprong daarvan? Kom dit van God af? Kom dit uit myself uit? Of kom dit dalk van die bose af? Jy sien, om net mooi te dink, is dit regtig van God hierdie gedagte? Of is dit uit myself? Is dit my seergemaakte ego? Is dit nou maar ek wat kleinserig is? En as ek kleinserig is, hoekom is ek kleinserig? Wat word getrigger in myself? En dan ook vir jouself te vra, maar waarheen lei dit? Waarheen lei sulke gedagtes my? Jy weet mos nou al, uit die verlede uit, wanneer jy toegegee het aan sulke gedagtes,
Wat is die uiteinde daarvan? Waarna toe lei dit? Lei dit jou nader aan God? Lei dit jou in hierdie spiraal in van groter emosies, sterker emosies en begeertes wat 'n passie word wat glad nie tot God se eer is nie? En dan daardeur te onderskei of dit iets is waaraan jy moet aandag gee en of dit iets is wat jy moet stop. Nou natuurlik, as jy kan onderskei, God is nie daarin nie, dit kom nie van God af nie, om dan te leer om dit te stop. En ons het vroeër al daaroor gepraat, hoe Paulus gesê het, ons kan ons gedagtes gevange neem en gehoorsaam maak aan Christus. Ons hoef nie toe te laat dat dit met ons op loop gaan nie. Want die probleem is, wanneer jy hierdie negatiewe, ongesonde gedagtes toelaat om deel te word van 'n lewenswyse, dan gaan dit jou later letterlik siek maak. Dit het 'n effek op jou liggaam. Dit veroorsaak allerlei probleme. Ek noem daarvan in die boek, jy kan gerus daarna kyk. Nou, dis baie interessant dat iemand soos Einstein byvoorbeeld al jare terug gesê het, die grootste besluit wat jy in jou lewe gaan maak, is om te besluit of jy in 'n vriendelike wêreld bly of in 'n vyandige wêreld. En as jy die keuse maak om te sê, hierdie wêreld is altyd vyandig, ek word altyd ingeloop, ek word altyd te nagekom, ek is altyd die een wat tweede kom, ek is altyd die een wat benadeel word, gaan dit heel waarskynlik gebeur. Want dit is wat jy verwag moet gebeur, en jy trek dit amper na jou toe aan. Maar as jy sê, hierdie is 'n vriendelike wêreld, hierdie is 'n God se wêreld, hierdie is 'n wêreld waar God my seën met homself, hierdie is 'n wêreld waarin ek nie alleen is nie, hier is 'n wêreld waar God werksaam is, dan gaan dit gebeur, jou wêreld, jy gaan anders na die wêreld kyk, jy gaan raak sien waarmee God besig is en wat hy doen. Nou daarmee wil ek nie sê, dit gaan nou 'n freaky wêreld wees waaraan geen onreg is nie en niks is wat sleg is nie. Nee, ons leef in 'n wêreld waar daar baie onreg is en baie sleg goed gebeur. Maar jou ingesteldheid is verskriklik belangrik, hoe jy na dit kyk en wat jy toelaat om in jou gedagtes te leef rondom dit. En dit is waar dit vir my baie belangrik is in jou totale gebedslewe. Want jy sal nou verstaan, die goed wat ons nou gepraat het vooraf, die beoefening van God se teenwoordigheid, die Jesus gebed, hoe dit jou ook hier kan help, om dan jou gedagtes stil te maak, die Jesus gebed te bid, jou gedagtes weer terug op God, om raak te sien wat hy doen, sodat jy net kalm kan word, en perspektief kan kry, God se perspektief. Nou, ek weet van baie situasies in my eie lewe, waar ek al erg ontsteld was oor iets, en dan die genade ontvang het, om net eers rustig te raak, en dan vir die Here te vra, Here, wat gaan hier aan? Hoekom reageer ek so? Wat is die probleem? En te wag op die Here, as jy vir hom die vraag vra. En dan wys hy baie keer vir jou. Dit is totaal onnodig. Jou hele gedagtes rondom hierdie ding is irrasioneel. Jy weet, die ding is, ons maak so maklik aannames. En daai aannames, glo ons is waar, dis reg, maar ons toets dit nie. Daai aannames draai alles om jou ego in wat jy verwag uit die lewe en wat jy dink reg is. Sodra jy dit reg kry om daai aannames een kant toe te sit en oop te wees vir wat God vir jou wil leer, en selfs jou aannames te toets deur te vra vir iemand, is dit wat jy bedoel het, of wat het jy bedoel met daai opmerking, dan kom jy baie keer agter, dis totaal onvanpas, dit is glad nie eers ter sprake wat jy aangeneem het nie. En dit is hierdie oefeninge om te leer om jou gedagtes te rig op God, vir waarmee God besig is, en met hom in gesprek te gaan oor al die goed wat jy so maklik ontstel. Dit is so 'n belangrike deel van gebed, wat ons leer, ons gedagtes kan ons terugbring na 'n bewussyn van God, en waarmee God besig is. Dat God in 'n totale lewe besig is, en nie net in my stilte tyd wanneer ek nou my afsonder om te bid nie. Soos ek al voorheen dikwels gesê het, ek glo God praat deurlopend met ons. En of ons hom hoor of nie, gaan alles afhang van daarvan of ons aan hom aandag gee, of ons na hom luister. Ons moet net leer om deurlopend te luister.
En ons gedagtes kan 'n groot rol daarin speel. As ons toelaat dat ons gedagtes en dit wat in ons gedagtes gebeur, ons terugbring na die vraag toe, waarmee is God besig? En nie die ego toelaat om aan ons voor te skryf wat ons nou behoort te doen om reg te laat geskied nie. Ek hoop regtig jy hoor wat ek in hierdie sessie probeer deel en dat jy goed daaroor sal nadink en dat jy sal leer om bewus te word van hoe jou gedagtes kan lei daartoe, dat jy 'n baie sterker bewussyn kry van waarmee God besig is, as van jou normale manier van reaksies en optrede. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.